Goeiedag, my naam is Kayla Roots en ek is 'n finaaljaar student aan Akademia. Vandag gesels ons in hierdie potgooi gesmee met skiedenis met Angus Taylor, 'n bekende beeldhouer in Suid-Afrika, sowel as die Bondhuis Kunsgalery, oor hoe jy jou beeld in die publieke spasie plaas, hoe die kunsgalerye werk en wat jy kan doen om jou bronsbeelde op te pas en weer nuut te hou. Kom ons luister gerus saam. Die ding is, ek sê, 'n kunstenaar om sy werk aan te bied vir 'n galery, moet al die moeite doen. Hy moet ordentlike foto's hê. Hy moet van alle angles af hê. Die size van die werk, die gewig van die werk, die prys van die werk, moet duidelik daar wees. Dat die galery kan verstaan, wat is die kunstenaar se doel. Ja. En verkieslik ook 'n artist statement, soos 'n synopsis Ja. oor die werk. Hoekom het hy hierdie werk gedoen? Wat het hom geïnspireer om dit te doen? Want die publiek of die koper hou daarvan om daai inligting te kry. En jy sal sien, baie galerye het net beelde, maar hulle verduidelik niks. Dit staan daar. Ja. En dit is slim ouens wat dan beelde koop, want hulle kan vir hulle self die beauty daarin sien. Maar soos met Joyce, elke werk het 'n rede hoekom sy moet. Sy die storie wat sy deurstuur, wat sy vertel. En dit is nice, want ek kry al daai goed by haar. En dit maak haar, soos jy sal sien, haar portefeulje verskriklik interessant. Ja. Nee? En onderwerpsgewys, wat verkies hulle om te doen? En dan ook dan in die prys wat laat hulle die galery toe? Die derde vir ontwikkelingskoste, derde aan die kunstenaar en derde vir die galery, want die galery spandeer vreeslik baie geld vir bemarking, vir wat hulle. Ja. Dan met beeldhou is dit belangrik. As 'n kunstenaar 'n beeldhou doen, dan werk hy gewoonlik op 'n angle. Soos ons beelde wat jy print met daai hoogte wees, want jy wil in die beeld kyk. Daar's 'n ander beeld wat jy wil afkyk. Daai goed is belangrik om die beeld tot sy volle reg te laat. En baie min mense doen dit reg. Selfs hier gebeur dit nie reg nie. Want hulle sit dit net neer. En daai angles, die ou kunstgalerye het altyd gepraat van ooghoogte. Ja. So daar is baie keer 'n beautiful beeld wat jy in 'n sitkamer kan sit, waar mense sit en dan het jy hom so hoog, sodat as die persoon sit, kan hy in hom kyk. Daai is vir my verskriklik belangrik. En hoe moet werke opgepas word? Jy brons met sagte lappe gemaak word. Jy kan nie jy maak nie met 'n blik of min los nie. Dit maak die brons skade, dit verander die kleur. Al daai goed. Ek het nie geweet nie. Ja. So, en dit is gewoon 'n Cobra polish. Jy sit hom in die son, maar nie eenmal 'n jaar. Sit hom in die son, maar hy warm word, dryf hom met 'n sagte lap op. Maar jy kom nie met braaishou en daai tipe goed by brons nie, want dit verander die kleur en dit eet in die patina in. Ja. En min mense, jy kan nie glo. Min galerye sê dit vir mense, want hulle weet nie. En dan kom die werke terug, dan is al patina skade of whatever. En dit is alles onnodig as dit net reg gedoen word. Maar hulle leer nie die kliënt hoe om dit te behandel. Dit is maar op. Ja, okay. Maar dit is 'n proses om 'n werk skoon te maak en skoon te hou en te behou. In kort, as jy daarna kyk, kuns was altyd propaganda vir staat of kerk. Ja. Hulle is nie eens mense met geld gewees. As jy kyk wat die Katolieke Kerk gedoen het in kommissies van die begin van daar tot die ander dag. En jy gaan stap in die Vatikaanstad en kyk hoeveel kunstskatte hulle het. As jy dink aan Michelangelo, Da Vinci, dis die kerke wat maar baie keer die kommissies gegee het. Die Sistynse kapel, etc. En toe skuif dit nou staat toe, soms beide, en toe skuif dit nou na besighede toe.
So ek het alself baie beelde opgerig in Pretoria. Jy weet, soos die onderste Boekoe in Irene saam met François Visser en Steven Delport. Die ouens wat sit op Lurke by dieselfde sentrum, Linwood Bridge, die donkies, die klubsentrum, die Stapelman. Daar's klomp verskillende beelde. Elke ding beteken 'n ander ding. Soos wat jy nou artikels skryf hieroor en artikel daaroor, so kan jy 'n beeld bou hieroor of 'n beeld bou daaroor. Wat jy ook al mee besig is op die huidige stadium, wat jou interesseer is wat nou gaan deur jou kop vloei en in jou materiale in gaan die beeld word. Okay, so, dis nie 'n spesifieke dryf, ek hou van anti-monumente, so 'n ding wat jy die monument afbreek, sodat jy die pompousness, die oortuigde opinies kan aftafel. Want as jy oortuig is oor jou stand van sake en of jou point of departure, is jy baie keer geneig om ander mense aan te vat oor wat hulle nou glo. Jy sal oorloop begin, jy sal marakas maak. As jy onseker is, dan gaan jy nie met sekerheid optree nie en dan gaan jy nie so aggressief optree. So 'n monument is 'n redelike sekere ding, soos 'n vlag wat jy plant. Jy sê, kyk, Paul Kreer, hy was die man, boom, you know? So as jy anti-monument bou, soos 'n figuur wat bietjie gebroke lyk, bietjie stikkend, bietjie menslik, dan doen jy afbreek aan daai harde propagandistiese gedrywe goed. So daar's 'n klomp maniere om kuns te benader. Dis wat kuns is. Jy bring iets in wat lewe gee aan die omgewing. Jy aktiveer 'n ruimte. Jy kommunikeer met ander mense iets spesifiek, want kuns is visuele kommunikasie. En jy aktiveer die ruimte deur iets te sê. Waar mense kan saamstem of verskil. En dan is dit dan gesprek. Jy sit lewe in die ruimte. Steeds so. Maar daar's 'n argument oor, as jy 'n publieke ruimte betree met werk, moet jy jou gehoor respekteer. Jy kan hulle nie minag. En om nou net te besluit, ek sit nou hierdie ding neer want ek's lus in hierdie courtyard. En is eintlik kwart depressie. Mense gesê asseblief, dit is so lank staalplaas wat gebuig het wat oor jou kop hang. En die mense kon altyd oor die square loop. Nou is daar hierdie versperring. En dit is nie mooi nie, dis brutalist. As ek dit nou moet saamvat vir jou, kuns was 'n sekere ding en die geld het net gekom van instansies met geld. Kijk, nou is dit oop. Nou kan enigiemand enigiets sê. Maar as jy in die publieke ruimte ingaan, moet jy verstaan, daar's 'n gehoor wat nie gekies het om noodwendig dit te sien. So hoe is jou interaksie met hulle? Jy weet, 'n gebuigde pyp in oranje wat net bright is en dan sit jy op die hoek van die gebou, dan lyk dit nou baie modern. That doesn't say or do anything. Dit is net soos, okay, alright, you know. So dit kan niemand se tone trap nie, maar dit roer jou ook. Maar as die beeld jou roer, gaan dit dalk ander mense ontstel. As dit spesifiek is, gaan jy spesifiek daarvan hou of nie daarvan hou. En die nuance, die skaal waarop jy daai ding doen, maak van jou of 'n suksesvolle of 'n minder suksesvolle beeld.